besef ek een ding van die lewe. Ek weet nie wie die koortjies gekies nie. Ek weet wat die suster Tien, sy het gesê iemand het die koortjies gekies. Maar as dan nou koortjies wat van die bonatuurlike praat, is dit hierdie een. Moses sterk ek, jy soek so wat die stil op Heilige Gees. How supernatural do you want? 'n bos wat brand by brand hier. 'n stem wat in die bos sit met jou praat en vir jou sê, trek uit jou skoene en jy staan op Heilige Gees. Amen. Ek wil jou vandag iets sê. Ek jy staan op Heilige Gees. Maar die woord sê wat 2, 3 se naam vergader sy hulle. Maar God is sy grond. Hierdie gebou maak niks heilig. Sy teenwoordigheid. Yes. As sê die Josua van Papiland. That's supernatural. En as 'n belofte. Supernatural werk in geloof. As jy nie regverdig is, sal hy geloof lewe. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Maar nou sê die Here, gaan trap die land. Gaan trap die land. That's supernatural. En wat is nog meer supernatural as die Heilige Gees? How much more? Volgens die skrif, wat sê hy soek die dieptes. Hy gaan ondersoek die dieptes. As jy nie daai skrif gesnap het nie, dan weet ek nie, dan die baie gemis die naam. Because in the same spirit that rose Jesus from the dead dwells in you, He will quicken your body. Diezelfde geest van jou einde geliefdes van die Vader, ondersoek maar en op die regte tyd aan jou openbaar is diezelfde geest wat in jou wandel. We are standing on holy ground. Here.
sing nog eenmaal saam. For we are standing on holy ground, and I know let us pray. Jesus, now we are standing on saam laaste maal saam. We are standing and I know our angels let us pray. Jesus, now standing in His presence on holy ground. As jy het glo, sê amen. As jy bly is, sê amen. Glory to God. Hallelujah. Prys die Here. Kom ons sê maar lekker lofoffer. Prys die Here. Prys die Here. Amen. As die Here hierdie naweek vir iets gedoen het, dan kan jy hom ten minste crazy prys gee. Amen. Prys die Here. Baie dankie orkes, baie dankie aan die voorsangers en die agtersangers en die sysangers. Amen. Is julle bly om hier te wees? Vir wie is die Here baie goed vanaand? Amen. Wat 'n lekker naweek, né? Amen. Wat 'n lekker naweek. Halleluja. En weet jy wat, ek kan met 'n groot dankbaarheid in my hart môreoggend wanneer vroeg wanneer ons vertrek, 'n groot dankbaarheid teruggaan en net vir die Here sê, Jesus, you did it again. Jesus, you did it again. Halleluja. Prys die naam van die Here. Dink julle nie dat ek kan sê ons weet dit seker. Die Bybel sê dat God deel sy eer met geen mens nie. As u hierdie naweek iets ontvang het en dit was vir jou wonderlik, moet tog nooit gaan sê dat Pastor Kelvin is goed nie, hoor. Net God is goed. Hy kry al die eer, hy kry al die lof. Een van die groot predikers oor see het gesê, behind your anointing, there's a very small man. Without the anointing, you are nothing. Amen. Die wonderlike ding van die Heilige Gees is, buite dat hy goed is en hy werk en is awesome, beteken dat die Gees van God jou goed lyk. Hierdie blok het ek nou verloor. As jy beteken dat die Gees van God jou goed lyk. Jy weet, en hy ken al jou flaws en hy ken al jou ongemak en hy ken al hierdie goeters en maar vanaand is dit man, ons sal 'n lekker tyd hê. Amen. Ek sê altyd, God will give you double for your trouble. Amen. Halleluja. Prys die Here. Baie dankie. Pastoor, Frik en jou vrou en hierdie gemeente, so ry met julle dat ons die voorreg gehad het om hier te kan wees. Dit was vir my en Desiree baie lekker. En baie dankie dat julle gister die vroueoggend aangebied het en die manneoggend. Daar broei altyd iets by so 'n verrigting of so 'n geleentheid dat wat 'n mens onthou, as jy hoor wat ek probeer sê, want daar is die mombakkies af, en jy het nie nodig, jou vrou is nie daar nie, en die vrou sê, maar die man is nie hier nie, so,
net vir 'n oomblik, you can just be yourself, you do not have to pretend anymore, en al hierdie goeters, maar baie dankie dat ons die voorreg gehad het om hier te kan wees. Ek weet julle gaan saam met ons bid, Dinsdag, het ons die begrafnis daar in Springs, en ja, soos ek nou dag gesê het, dink ek het gesê Vrydag aand, dat ons gaan praise and worship, en ons gaan kerk hou, ons gaan kerk hou, ja, dit is hartseer dat my broer oorlede is, maar ek is bly dat sy naam was geskrywe in die boek van die lewe, amen, en die pastoor, ek het die wonderlike voorreg, weer eens, ons het het elke jaar met ons konferensie, en met ons goedes wat ons hou, ons jongste dogter en haar man, en die 2 seuns bly daar in Brackenfell in die Kaap, so ons sien hulle maar altyd, as ons daar in die Kaap gaan, en dan preek ek al by Clemens, en dan sien ons hulle maar, by hierdie begrafnis, 'n begrafnis het baie keer meer krag as wat jy dink, want dit bring mense by mekaar, en ja, hierdie week, Dinsdag is al ons kinders daar natuurlik, al ons kleinkinders is daar, en wat 'n voorreg om saam met hulle, actually maar my broer se lewe te celebrate. Jy weet, ons pastore wat begrafnisse doen, baie keer, jy weet nie eens wie jy begrawe, en almal is ons veilig in Jesus arms. Jesus het gelewe, God loon haar, maar hy is veilig in Jesus se arms. Jy weet, so ek sê altyd die grootste leuns is op grafstene geskryf. Jy weet, ag, veilig in Jesus, dan wil hy van God in sy gebod niks weet het, maar in elk geval, ek kan my eerlikheid sê dat my broer het die Here gedien, en die Here het hom kom haal, sy seisoen op aarde was verby, so, maar baie dankie, en ons hoop om julle weer te sien, ek wil nou nie inmeng met julle programme en goed nie, maar ek wil net weer sê, ons hou volgende jaar weer konferensie, hoor, ek maar net sê, I'm just asking for a friend, en ek het daarom al 2 keer hierna toe gereis, so julle kan seker maar 1 keer soon toe ry, daar het ek julle nou, ek het prys die naam van die Here, en ja, dit is dit wonderlik, ek gaan vanaand, gaan ek afsluit, nie met hierdie onderwerp nie, ek en my vrou skooi ons hele bediening en ons lewe om die bonatuurlike in, en ek kan vir julle sê, pastoor Frik, vanaf ons in 2018, die Here hierdie ons pad langs gebring het, is my en Desiree se lewe, wat die bediening betref, en wat ons verhouding met die Here betref, was nog net nooit weer dieselfde nie. As ek teruggaan na 2017 en 2016, en ek dink hoe ek was, kry ek myself jammer, om te dink dat ek actually so baie gemis het, maar daar's nooit 'n te laat nie. Julle hoor, daar's nooit 'n te laat nie, because my oudste broer, hy is in die regtyd, sy eie regspraktijk met die arbeidsgoeders, en hy sê altyd, daar's 'n ding wat hulle sê in die hof, you can never unhear what you have heard. En dit haat die vyand. He can never undo what you have heard. En as jy gehoor het, en jy reageer op dit, is daar geen duiwel in die hel wat jou kan keer nie. Amen. Daar's geen demoon wat jou kan stop nie. Wie van julle voel dat, jy voel sommer, jy word al hoe meer unstoppable. Net in 'n paar konsepte wat die Here vir ons gegee het, en nou, terwyl jy nou so praat, kan jy jou Bybel oopmaak, daar by Matteus 21, ek gaan 'n paar verse daar lees, en dan, net ietsie wat ek met julle wil deel, en so Frik, as die Here ooit weer vir ons die geleentheid gee, om nog dieper te gaan in hierdie onderwerp, sal dit net lekker wees, dit is maar net lekker, as oneindige dieptes in hierdie onderwerp, wat net nooit ophou nie. Ek bedoel, as die gees van die Here die dieptes van God ondersoek, hoeveel te meer, want ek en jy nie die dieptes van die Here ondersoek nie, jy weet, en hierdie wonderlike dinge, en dis maar net baie lekker. Weet jy, daar in die Vrystaat het ons 'n ding gehad, ek daar was, my eerste gemeente was aan Botawil, toe kry ek ook daar 'n knipmes, kry ek ook daar 'n knipmes van 'n boer, en hy sit op die mes, hy het Victorinox messe, en die een kan sê, dis lekker om 'n mens te wees, aan die ander kant, jy moet net 'n lekker mens wees. Is dit so? Is dit lekker om te lewe? Is dit lekker? Is hierdie nie die beste tyd om ooit te lewe nie?
Maar so wat sê jy? Ons leef in die tyd van Joel 2:28. In die laaste dae gaan hy sy gees uitstort op alle vlees. Halleluja. Prys die Here. En ek bedoel, die onderwerp van die bonatuurlike. Petrus spreek sy eerste boodskap ooit. Hy kon nie eens goed visvang nie. Yes. En hy het nie meer gehad. Maar sy eerste preek kom 3000 tot bekering. En dit sonder 'n mikrofoon. En hulle kla omdat ons skree. Ek so gelijk in die oor skree daai ouer, dat 3000 ouers tot bekering kom. Met sy heel eerste boodskap. Ag, julle ouens. Daai is supernatural, hoor. Amen. Prys die Here. Amen. Hy sê daar, die intog van Jesus in Jerusalem, né? En toe hulle by Jerusalem kom, in Betfage aan die Olyfberg, en aan die Olyfberg bereik, en stuur Jesus 2 disciples uit en sê vir hulle, gaan na daardie dorp reg voor julle, en dadelik sal julle 'n eselin vind, vasgemaak, en 'n vul by haar. Maak haar los, en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets sê, moet julle antwoord, die Here het hulle nodig. Kyk vir my. En jy sê vir my, die Here kan jou nie gebruik nie. Ag, heerlik het. En jy sê die Here kan nie jou gebruik nie. Hy gaan al 2 donkies. Halleluja. En hy sê, die Here het hulle nodig, né? En dadelik sal hy hulle stuur. En dit het alles gebeur sodat vervul sou word die woord wat deur die profeet gespreek is. Sê vir die dogter van Sion, kyk, jou koning kom na jou toe, sagmoedig, en hy sit op 'n esel. Ja, 'n jong esel, die vul van 'n pak dier. En die disciples het gegaan en gedoen soos Jesus hulle beveel het, en hulle het die esel in 'n vul gebring, en hulle klere daarop gelê, en hy het daarop gaan sit. En die grootste deel van die skare het hulle klere op die pad opgegooi, en ander takke van die bome afgekap en op die pad gestrooi, en die skare het voor hulle geloop, en die wat gevolg het uitgeroep en gesê, Hosanna vir die seun van Dawid. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, die Hosanna op u. As ons 'n sang wat ons sing, Hosanna in die hemel lang. Geseënd is hy wat kom, nee, julle sing julle hom. Okay, Here, okay. En toe hy in Jerusalem inkom, het die hele stad in opskudding geraak en gesê, wie is hierdie man? Ek gaan nou nie daaroor praat nie, maar ek dink is tyd dat kerke weer in hulle dorpe opskudding veroorsaak. Broer Andries, vir die regte rede. Vir die regte rede. Nie pastoor Jannie Juk nie. Kan nie 'n vrou uitlos nie. Hy praat van vir die regte rede, dat die remnants weer die dorpe sal skud, waar hulle kerke is. Dat 5de straat in Naboomspruit nooit weer dieselfde sal wees nie. En kom ons begin sommer naby ons. Ons eis die hele straat vir hierdie gemeente en vir die koninkryk van God. Amen. En die skare sê, dit is Jesus. Hoor hierso. Die profeet van Nasaret in Galilea. Sê bietjie gou, dit is Jesus. Dis die krag van God in Jesus. I did not come to do my will, sê Jesus, but I came to do the will of my Father who sent me. Halleluja. Heerlikheid. Hierdie ding is so massive eintlik. Dit is so wonderlik dat God het nodig omdat nadat hy en Johannes mekaar weer in water ontmoet, en Johannes hom doop, and the Spirit came down in a human bodily form, like a dove, dat het nodig was vir God, vir 'n oomblik, asof hy Jesus empower with the Holy Spirit. Nou moet jy ook verstaan, dat Jesus was 33 jaar op die aarde, so hy was vir 33 jaar absent from heaven. Nee? Hy was 33 jaar afwesig in die hemel, en praat van as deel van die drie-eenheid. En toe hy opgaan, toe kom die Heilige Gees. Prys die Here. Dankie vir Jesus.
En hy is hier vir oor die 2000 jaar al. Heerlikheid. En sy the main purpose of the Holy Spirit is om my en jou te help, dat ons die hemel sal maak. Amen. As God in 6 dae, hoofsaaklik met wat hy sê, gecreate het, wat hy geskep het, in 6 dae, kan jy imagine, wat doen Jesus al vir 2000 jaar? Ag, hoe gaan jou, I've got a mansion, hy sê, ek gaan om vir jou 'n plek te berei, en as ek gegaan het, met ander woorde, en dit klaar is, dan kom ek weer, om jou te kom haal, sodat jy kan wees waar ek is. As hy hierdie aarde so mooi gemaak het, in 6 dae, kan jy imagine, wat bou hy in 2000 jaar vir jou? Hallo, wat nog nie by die mens opgekom het nie, wat die oog nog nie gesien het nie, wat die oor nog nie van gehoor het nie, die halleluja's gaan soos donderstaan klink in die hemel. Halleluja, prys die Here. Pastoor, ek het altyd gewonder, die 4 lewende wesens, ek sê nou glad nie, dat ek is 'n kenner op die boek Openbaring nie, maar ek weet 'n paar goed van die eindtyd en van die boek Openbaring. En vir my is altyd die awesome ding, my broer, die 4 lewende wesens. Kan ek jou gou reg help? Angels haven't got wings. They are giants. As jy Gabriël sien, gaan jy skrik hoor. As jy Michael sien, gaan jy jou sokkies van jou voete afskrik hoor. Hulle sê hierdie fairy. Nee, die een maak 185 of 185.000 man met een veeg. Maar die 4 lewende wesens het vlerke. En hulle vlieg om die troon van God. Die een lyk so, die ander lyk kopper en leeuw, en julle ken die storie. En weet jy wat doen hulle? Dit lees ons nie raak nie. Hulle sê nie noodwendig vir God dat hy heilig is nie. Hulle sê vir mekaar dat God heilig is. Nee, daar's 'n groot verskil. Daar's 'n groot verskil. Wat doen meer? Dis een ding om met God te praat deur die seun Jesus. Dis 'n ander ding om oor God te praat. Nee, jy verstaan nie. Daar is vir God min dinge so lekker, wanneer broers en susters by mekaar kom en hulle begin van mekaar vertel, ja, is daar 'n awesome God. Daar is daar niemand soos hy nie. Die oomblik as jy dit kan regkry om minder 50 minute oor die rugby te praat en dan oor 'n paar minute oor God te kan praat, wil ek vir jou sê, you get heaven excited, halleluja, dan begin jy die hemel opgewonde te. Luister wat maak hulle. En ek het altyd, dis nou maar net my ding. Nou vlieg hulle om die troon, God is op die troon. En elke keer, hulle is om die troon, hulle vlieg ons om die troon, so. En as hulle voor God kom, as hulle, hy is heilig, hy is heilig, hy is heilig. Nou kom aan ouens, wat propel hulle om aanhoudend, so met enthousiasme, vir mekaar te sê hoe groot God is? Want jy sien elke keer, wanneer 'n lewende wese voor God kom, dan sien hulle God soos wat hulle God nog nooit gesien het nie. Jy verstaan nie wat ek sê nie. God is so groot, dat waar is die dag wat jy sê dat jy alles van God beleef en alles van God ervaar? Ek probeer vir jou sê, dat as die engele nog nie eens heeltemal ontdek het hoe groot God werklik is nie, hoef jy te meer, nee, ek en jy nie, kan 2 mense net op hulle voete staan en van hierdie God jou beste lofoffer gee. Hy sê in Eksodus 24:16. Hy sê daar, laat ek in enige so toe gaan. Eers hierdie is nou vir my lekker. Is jy reg? Man, ek like julle flenters, hoor. As ek het geseker maak nie reg. Eksodus 24, het ek nog gesê 14. Hoor wat sê daar. Eksodus 24:16. Ek wil jou iets vir jou oopmaak vanaand, hoor. Hy sê daar, en toe Moses op die berg klim,
en die wolk, die berg oordek, en die heerlikheid van die Here het op Sinai gebly, en die wolk het dit 6 dae lang oordek. En op die 7de dag het hy, dis God, na Moses geroep uit die wolk. Jy kyk vir my, die pastoor het dan gesê, die ander dag toe roep hy met die vlamme uit. En die bos brand, maar die bos brand nie. En hy hoor 'n stem. En op die 7de dag roep hy na hom, vers 17. En die verskyning van die Here se heerlikheid, his glory, né? Was in die oë van die kinders van Israel soos 'n verterende vuur op die top van die berg. Wag. En Moses het binne in die wolk ingegaan. Kyk, jy gaan ouens skryf wat wegkruip. En jy gaan ouens skryf wat nuuskierig is. Ag nee, daar trek ons sommer nou klaar die menorah bly sommer deur julle almal. Jy gaan 'n paar ouens skryf wat gaan wegkruip vir die supernatural. En jy gaan baie ouens skryf wat al hoe nader gaan skuif en al hoe nader gaan skuif en al hoe nader gaan skuif. Dit raak al hoe, waar's julle? Wat al hoe nader gaan skuif en al hoe dieper gaan inskuif en al hoe verder wil inbeweeg. Hoor wat sê? Hy sê daar. En Moses het binne in die wolk ingegaan en die berg opgeklim. En Moses was op die berg 40 dae en 40 nagte. En weet jy wat is nou vir my, wat nou vir my so awesome is, van hierdie, hoor wat sê daar in hoofstuk, ek dink is 33, ek wil dit gou reg kry. Nou, net so voor ek daar kan, kyk gou vir my. Toe Moses gebore was, het bykans dieselfde ding met hom gebeur, as wat met Jesus gebeur het. Daar was, in Moses' tyd was daar 'n Farao, wat hom wil doodmaak, en in Jesus' tyd was daar 'n Herodes, wat hom, and they murdered the firstborn, in order to stop one man. En hulle sê vir jou by die werk, jy beteken niks. Hulle murder die allereerstgeborenes in Egypte, just to get hold of one boy. And God has got humor. Hy sit hom in 'n mandjie. Ek het nog eens weer begin sing en 'n verklakkoordans. En die mandjie dryf almost into the palace. Amen. Amen. En die dogter van die koning Farao besluit vir 'n slag om te gaan bad. En toe sy vir 'n slag gaan bad, toe dryf 'n mandjie hier voor haar verby. En sy sê vir die slavin, geef my daai mandjie. En dan loop maak. Toe lê daar 'n Hebreëse laaitjie. En die Bybel sê, sy sê hy was so mooi. Ek gaan hom wegsteek. Pastoor, devil, how stupid can you get? Weet jy wat sê sy? Kry vir my iemand. Om hom groot te maak. En die slavin sê, ek ken 'n vrou. En sy sê, maar vat hom na die vrou toe. Haai, déjà vu. Die vrou is sy ma. Nee, ek probeer vir jou sê, ek weet nie of ek het julle op die voice shops gehoor het nie. Die eerste 24 maande van 'n babietjie se lewe is die kritiese tyd van 'n kind se lewe. Dis van hulle goeders inneem in hulle onderbewussyn en in hulle wese en in al hierdie goeders. Daai eerste 24 maande. En die Bybel sê, sy het vir 24 maande het sy vir Moses gesoog. En ek sê nou vir jou, soos ek my vrou ken, het daai vrou op die stoel gesit en vir haar seun gesing, jy is nie 'n Egiptenaar nie, maar jy's 'n Hebreëse laaitjie. Come on ouens, en sy werk het in sy wese en in sy gene en halleluja, en vir die eerste 40 jaar God taught him the way of the Egyptians. God sit hom in die vyand se kampe en die Here sê, ek sal jou elke trik van hulle leer, ek sal jou elke ding, en weet jy wat, hy
wat hom wou doodmaak, betaal vir sy nappies. Ag nee, come on ouens. Ek wil vir jou sê, dat hy wat jou uit die dorp het wil hê, gaan nog die grootste check vir die kerk skryf. Halleluja! Ja, julle moet hoor wat ek sê. God will use the enemy to bless you. Die eerste 40 jaar, God taught him the way of the Egyptians. Hy so Egyptenaar by looks, maar in sy wese het hy geweet hy's anderste, want ergens het iemand in sy siege ingespreek, jy is nie Egyptenaar nie. Dit is ook na 40 jaar, toe een van die Egyptenare, Israelitiese laaitjie doodslaan, toe kom daar woede in Moses in, en iets kom word lewendig in sy binneste. Jy sê, Pastor Galvin, wat probeer jy sê? Het jy al gesien as 'n man eers 'n ontmoeting met die Heilige Gees gehad het, en hy kan maar terugval in sonde hoor, hy kan maar 7 keer weer die oude meester drinke, dan sit hy op 'n baalse stoele, terwyl die trane oor sy wange loop, en die mense noem dit dronk verdriet, maar in sy siege is die Gees van die Here met hom besig, en vir hom sê, jy is nie wat jy nou doen nie, jy is groter as dit, halleluja, jy is nie 'n verloorder nie, jy is meer as 'n oorwinnaar, deur Christus wie jou die krag gee. As daai konneksie eers plaasgevind het, kan jy op 'n ashoop sit, en dan sê jy sê, ek weet, my verlosser lewe. Vir 40 jaar leer hulle hom, en hy vlug. Weet jy, hierdie is so awesome. Pastoor, hy maak 'n man dood, en hy vlug as 'n moordenaar, hy's 'n hakkelaar en 'n moordenaar, en hy vlug, raai waar toe vlug hy? Into the wilderness. And for 40 years, God sustained him in the wilderness, because he gave him all the info of Pharaoh for 40 years. En die volgende 40 jaar, he taught him the way of the wilderness. Ag, ja, ek probeer vir jou sê, jy kan nie iemand lei, maar hulle sê in die land van die blindes is die een oog koning. Jy kan nie iemand lei na 'n plek waar jy nie self nie ken nie. En die Here sê, kom ek gaan leer jou wat gaan aan die ander kant aan. En vir 40 jaar leef hy soos 'n dier in die wildernis. Hy kom op die ouderdom van 80. Kyk, die meeste van ons tree al af op 60. Kyk, jy wag al 60 jaar net vir hy Sassa. Sisa, ja. En dan sit jy, en jou hele lewe gaan net om dit. Ek wil vir jou sê, God is baie groter as 'n water en ligte God, hoor. Hy is baie groter hy's baie groter as op 80-jarige ouderdom. Toe stap daai man so fiks soos wat jy kan wees, soos 'n forel in 'n stroomwater, en hy kom terug en God stop hom by 'n bos wat brand het, en God sê vir hom, luister, ek jy mekaar mooi verstaan, jy gaan hierdie ouens uithaal, hy ken nie eens God nie, en al wat God vir hom sê, 2 woorde, ek is. Amen. Die probleem vandag by die kerk is, ons verwag dat God homself aan ons moet verduidelik, hoekom hy sekere dinge wil doen. God sê, man, ek is genoeg, halleluja, as ek met jou is, ag nee, kom aan ouens. En die Bybel sê, en na 40 jaar, nog 'n 40 jaar, toe gestaan hy voor Farao, hy kyk, hy backslider in die mond, en hy het gesê, ek het goeie nuus en ek het slegte nuus. Hy sê, wat is die slegte nuus? Hy sê, of trek Ferreira. Nou waar gaan jy Gasie? En Moses sê, ons gaan, en Farao sê, jy sal nie. En Moses sê, ons gaan, en Farao sê, jy sal nie. Wie dag gewoon van prophet wat so sing? Hy groep prophet. Hy sê nie 10de keer wat Moses, Farao sê, jy gaan nie. Hy sê, toe wek jy Here om met paddas en met muskiete, hy spring af van sy troon af. En die Here sê, jy sal my mense nie stop nie. As ek hulle uitgeroep het, dan sal hulle uitgaan, halleluja. En hy trek met 2,5 miljoen mense, en hier is vir die lekkerste, toe hy met hulle uittrek, ek het het gesê in die naweek, toe trek hy Egypte bankrot oor. Ek wil vir jou sê, die dag, weet jy wat beteken Exodus? It means to exit. Weet jy wat, die kerk is voor die grootste Exodus van haar tyd van bestaan, and that's when we're gonna exit. Oh, heerlikheid.
Hoe kon ek sê die Bybel, dat hierdie aarde is 'n baresnood, soos 'n vrou wat kraam, is hierdie aarde in, maar daar is 'n kind, ek gee nie om hoe oudertjie is die suster, jy kan die mooiste vrou in die dorp wees, en jy kan ook die anders die ene wees, maar hierdie pastoor vir jou sê, God het bestemme, dat 'n fetus lê net 9 maande, uit jou baarmoeder, en dan druk jy hom uit, maar dis klaar, jy kan sentimenteel wees, jy kan hy pens met Vaseline met Vicks vryf, daai kind kom uit, wat probeer ek sê, daar is 'n kind, en dis 'n Blackboard Church, wat op hierdie aarde is, en ons tyd is verby, en die aarde sal met krawe, en dan sal ons moet uitdruk, dat ons kan huis toe gaan, ag nee, ek soek 2 mense, wat saam my gaan kerk hou, vandaan, en sê, prys die Here, ek is op pad huis toe, glory to God, hy sê daar hoofstuk 33, hier is my awesome hoor wat gebeur, die Here praat met hom, en weet jy wat sê God, Moses vir God, hy sê, let me see your glory, yes, hoofstuk 33, daar van vers 18, maar hy antwoord, ek sal aan al my majesteit by jou laat verbygaan, en voor jou die naam van die Here uitroep, maar ek sal genadig wees vir wie ek wil genadig wees en my ontferm. Vers 20. Verder het hy gesê, jy kan my aangesig nie sien nie, dis God wat praat, hè? Want geen mens kan my sien en bly lewe nie. Ek is so siek vir hierdie ouens wat op die kant so staan en praat van die ou daarbo. Jou lamsak. Hy is God van hemel en aarde. Hy sit op die sirkus van die aarde. Wanneer hy sy naam noem, wie gee jou die reg om sy naam te verander? Hy is die God van Abraham, God van Isaac, God van Jakob. Kan hy lamsak nog nie vir julle gesê, die vraag by die kamera gekyk, hoor? Want as 'n klomp ouens wat kyk, die Here mag God hulle vervang met remnants. Amen. Amen. Ek het dit al gesê daar by persoon by die opwag, is tyd dat die kerk agter die ou kraalmuurtjie uitkom, en op ons slagspreuke skree, en begin uitkom dat die wêreld kan sien wie is die kerk. Ja, amen. Pastor Raymond, dat hulle kan weet, God made Adam and Eve, not Adam and Steve, as dit so lelik, soos 'n man wat 'n vrou wil wees, wat sy beenhare deur die sykose steek, sies man, God het nie 'n fout gemaak nie, as God jou 'n man gemaak het, dan is jy 'n man, en geen man kan dit verander nie, as God jou 'n vrou gemaak het, dan is jy 'n vrou, en God created management, en die ander ding gaan jy oorbreek. Hoor jy so, hy sê verder, het hy vir my gesê, jy kan my nie, vers 21, het ook die Here gesê, kyk, I just love this, hoor wat sê God hom, hy sê, kyk, hier is plek by my, waar jy op die rots kan staan. Wie soek die plek vanaand? Waar God kon staan by my op die rots. Nou gaan hy verder, is van my weergawe, jy kan maar net so gaan lees, ek wil net anders beduidelik, ek wil nie verander nie, maar dit is dieselfde storie, en God sê vir hom, hy sê, maar ek sal agter jou staan, want ek kan nie voor jou staan nie, as jy my sien, gaan jy sterwe, hy sê, maar daar is 'n skeur in die rots, hy sê, ek gaan verby jou gaan, pastoor, how supernatural is that? Daar staan Moses, agter hom is God met sy heerlikheid, en die Here sê dat, moenie omdraai nie, as jy omdraai gaan jy sterf, hy sê, maar ek gaan verby jou, maar voor hy verby gaan ek jou eers in die skeur sit, hy sê, gaan jou in die skeur sit van die rots, en dan gaan ek verby jou gaan, ek is so bly, dat hulle Jesus die rots, 'n skeur ingemaak, waarin ek en jy kan gaan wegkruip, halleluja, prys die naam van die Here wat lewe, man, halleluja, hoor gou, hy sê dan Samuel, en ek wil vir jou sê, of jy dit geloof nie, there is once again going to be a glory of God is going to be released, en het gaan wees soos mis, wat op die aarde kom. Kan ek gou vir hierdie gemeente sê, en vir hulle wat kyk, die kerk behoort nie aan my nie, dis syne. Dis syne. Ons is net managers, en 'n manager kan jy fire, as hy sy werk nie doen nie. En ek hoop, dat of 'n paar pastore kom vinnig tot bekering, of God's going to appoint new managers. Daar is nie 'n ding, soos een keer gered, altyd gered nie.
Daar is nie 'n ding soos hierdie snaakse ding en skenk vir my R100, dan stuur ons vir jou heilige water. Hy lieg man, hy koop die goed by Oasis. Selling out the gospel, prostituting the word of God, and gospel singers singing secular music, and secular singers singing gospel music, en of het nou wie ook al is, en hulle sing en hulle is laf, en al die Afrikaanse sangers, en die helfte van hulle is kom, en dan op die einde van hulle sing, how great thou art. En wist ek eendag in hulle aantrekkamers en gaan. As jy nie kleintjie het in elke dorp nie, en as jy aan nie so praat nie, en is kom en is skarumba, jy rattel op die 3de vers. Ek weet, jy kan nie sing oor die hartlikheidse wyn op 'n Saterdag aan, en op 'n Sondagoggend wil jy sing oor die Heilfontein nie. Jy kan nie God en Mammon doen nie. 'n Put bring jy 2 tipes water nie. Dis tyd dat iemand sal opstaan en sê ek en my huis, ons sal die Here sit my op die rots. Sit my op die rots. Hy sê dan in Samuel 3:11, the Lord told Samuel, behold, I am about to do a thing in Israel, at which both ears of all who hear it shall tingle. Nee, hoor wat ek sê nie. Hy sê, ek gaan iets, dis God wat hier praat. Nie die self-appointed prophets waarmee ons vandag sit nie. Hulle eet te veel vleis. Ek praat van Samuel, dit is profete. Jeremia, dit is 'n profeet. Kom aan, hy is nie, broeder, hulle was nie amper reg nie. Hulle was in die kol reg. Pastoor, die Here wys my, hy gaan vir jou 'n blou Toyota gee. Hy gee my 'n pers Mazda. As jy maar is naby genoeg. God is nooit naby genoeg nie. God is to the point. Is ek reg? Is daar nog manne in hierdie kerk wat bereid is om op te staan as remnants? 'n remnant kruip nie weg nie. Hy staan as 'n Navy SEAL en hulle weet wie hy is en waarvoor hy staan en hulle kan maak net wat hulle wil. Maar ons, we will not be moved. We will not be silent in the night. Hallelujah. I am part of the unashamed. Hallelujah. And when my banner is lifted up and God sees my banner, I will make heaven. Wat is so? Hy sê ek gaan iets doen wat jou ore gaan laat tyd. Ek wonder wat is dit? Jessie, wie pastoor, soos Jesaja 62, julle wat die Here herinner aan sy beloftes wanneer is nie. Ek het hierdie ding, ne. Ek wonder, ek wil sê die Here is mal oor my. Ag, jy kan maar dink hy dit niks vir. Weet jy, dis wat ek partykeer sien. So asof die Here staan en sê, as ek jou net in die hande kan kry. Jo, jy sê maar, ek dink hy gaan met aan Petrus se hoek sit. I'm going to be busy, I'm going to be busy, I'm going to enjoy myself. But heaven is going to enjoy having the remnants there. En ons ore gaan tyd. Jou ore gaan tyd oor dit wat God vir jou gaan doen. Wie van julle is reg om dit te ontvang? Ek sê jou ore gaan tyd oor dit wat die Here vir jou gaan doen. Kan iemand dit amen sê in hierdie plek? Hoor gou baie mooi. It's gonna be loud. If I take in consideration the way God has been speaking to this church, die kerk die afgelope tyd, wil ek vir jou sê, the devil saddled up the wrong horse. Hy het die verkeerde perd opgesaal. En hy het moeilikheid. Kan ek gou vir jou sê, die duiwel weet hy het moeilikheid, hoor. As daar ding is wat hy weet, wat ons baie keer veronderstel is om te weet. Hy weet dat God is gister en vandag en alle ewigheid is hy dieselfde. Hy weet het. Hy weet hoe gaan het met die trone van God. Hy weet hoe lyk hy 4 lewende wesens. Hy weet hoe lyk Gabriel. Hy weet hoe lyk Michael. Groot engele. Man wat staan. En as jy dan in die aand bid, Psalm 91, jy sê, Here, sal jy asseblief die engele aangaande my opdrag gee om my te beskerm. Dan sê jy sal jou voet teen 'n klip nie stamp nie. Is van 'n engele onder jou begin inbeweeg. Jare terug kry ek deur 'n godsprofeet.
Daar was nog goeie profete, hoor. Here, Gods profete woord in wit poortjie, en die Here sê, hy sê, it is given unto you to see angels ascending and descending with heavenly answers. Weet jy hoeveel keer het ek al visioene gehad, daar sien ek engele van die hemel afkom, met sulke groot geskenke, die goed is so groot soos karre, dan bring hulle dit af na mense toe, dan hoor jy praat mense, dat so mense sê, maar ek weet nie, die Here kan het my doen nie, dan draai hulle met die geskenke om, dan gaan hulle weer terug, dood en lewe, is in die mag van die tonge, ek wil vir jou sê, al gebeur wat in jou lewe, sê, if God said it, I believe it, and that settles it, and it's gonna happen, halleluja, jou ore gaan tyd, oor wat God vir jou gaan doen, halleluja, daar is 'n skrif, en ek wil net daaroor praat, God soek 'n weermag, sê gou weer langs jou, God soek 'n weermag, hoor wat gebeur aan Joel 2 vers 8, hy sê die een druk nie teen die ander nie, elkeen gaan sy eie pad, en tussen wapens deur struikel hulle, of deurval hulle, maar hulle bly in gelid. Die Messenger Bible sê van dit, hy sê they don't get in each other's way, each one knows his job and does it, undaunted and fearless, unswerving and unstoppable. Weet jy waarvan praat hy so? Jy kan dit nie glo nie. Hy praat hier van sprinkane. Dit is sprinkane. 'n Sprinkaan by homself is useless. Maar laat 'n paar biljoen oor jou middelland trek, dan verloor jy gewig daar tussen jou 7 voet rye. Maar dan maak vir jou land skoon, en hy maak hom klaar. En die Bybel sê, dat hulle struikel self, maar hulle bly in gelid. En jy gaan sê, pastoor, wat op aarde het dit met ons te doen? Ek gaan dit nou vir jou opmaak. Hier is bonatuurlik. Luister, ek gaan nou terugkom by die weermag, hoor. Dat ek net gou dit sê. Die eerste Adam, God se plan, was dat daar altyd sal heerlikheid wees, altyd sal glorie wees. En ek prys God, dat hy die tweede Adam gestuur het, om hierdie goed te herstel. Want God soek 'n weermag. Hy kan nie sy vinger op Adam sit nie, want hy eet die verkeerde appels. Prys die Here. Hy kan nie sy vinger op Kain sit nie, hy's 'n moordenaar. Hy kan nie sy vinger op Saul sit nie, die lewe by die heks van Endor. Hy kan nie sy vinger op Samson sit nie, die kuier by Delilah. Jy karrige Delilah. Hy kan nie sy vinger op Elia sit nie, hy kruip in 'n grot weg. Ek sê, o, prys die Here. Maar weet jy wat maak hy? Hy sit sy vinger op die locus, op die sprinkaan, and God points to them. Want ek wil vir jou sê, die ding wat hulle so sterk maak, is nie omdat hy oulik is nie. Hy is nie oulik nie. Hulle is nie sterk omdat hulle dieselfde lyk nie. They all be driven by the same purpose. Amen. 'n ding wat die kerk kan leer by die sprinkaan, hou op om te probeer oulik lyk, en dit ons vorm 'n eenheid, omdat ons dieselfde lyk. Dit het nog nooit gewerk nie. Die kerk moet begin hande vat with the same purpose, halleluja, driven by the same purpose. Ek kan met oorgawe sê, dat ons een van die konferensies min is in Suid-Afrika, en ek promoveer nie my konferensie hier nie, maar ek wil vir jou sê, waar daar pastore van elke ander denominasie is, lede in Christus, PPK, hulle kom en sê die ouens, luister my vriend, hoe is dit moontlik dat julle so konferensie hou? Ek sê, maar weet jy, ons verskil waar my kerk is en my kerk se naam, maar een ding, we have the same purpose, hallelujah. It's all about souls, it's all about the supernatural, it's all about the power of God. Is daar iemand in hierdie plek wat sê, Here, ek haat 'n sprinkaan, maar laat ek leer by 'n sprinkaan, hy eet net dit wat voor hom is, hy worry nie wat eet die ander wat langs hom is nie. Wanneer hulle oor 'n land trek, dan vreet hulle hom kaal. Die kerk is so besig om te kyk, wat se rok het daai en aan, wat se soet het daai en aan, en ek wonder wat, jy is so besig om te kyk wat om jou aangaan, jy vergeet om te eet wat voor jou aangaan. Yes. Dis supposed to be die pudding, ne? Heerlikheid. En die Here praat met my oor die ding. En luister gou baie mooi. Die Here gaan nie 'n sekonde van ons tyd mors nie. But something and somebody needs to say something about this visionless, powerless movement that calls itself the church. Iemand wat opstaan en vir die wêreld om verskoning vra. Hy sê, baie jammer dat ons begin lyk het soos julle lyk, en begin ryk het soos julle ryk, en begin praat het soos julle praat, en begin doen het wat julle doen. Ons is verander, veronderstel om anders te wees, om 'n verskil te maak. Ons lyk al soos julle, ons ryk al soos julle, want ons moet maar soos hulle raak om die mense te wen. Nêrens in my Bybel lees jy dit nie. Hy sê, jy's die kop en nie die sterk. Jy sal opgaan en nie afgaan nie. Kan twee mense dit amen sê? Die kerk
ek praat nie van denominasies nie man, ek praat van die kerk wat Jesus gestig het. Hy sê, and the gates of hell will not prevail. Daar sê Jesus klaar, dat die hel gaan teen jou optrek, hoor, demonie gaan teen jou optrek, the devil never fights a nobody, maar as daar 2 mense is, wat sê, Here, I am empowered by the supernatural power of God, I will stand my ground, en ek sal hom nie afgee nie. Glory to God, man. Man, weet jy wat, hier gaan ek al lekker, ons moet sommer nog 8 dienste gehou het. Nie nou nie, maar in elk geval. Hoor is so, ek is so moeg, dat mense moet fake dat er iets is. You cannot fake the anointing. You cannot fake it. You cannot fake joy. You cannot fake it. Jy kan nie fake dat jy vry is nie. Jy is so vry of jy is vas. En weet jy, ek het nou vanmorgen, het ek hier ding, wat ek nie gesê het nie, en ek het het as pris nie gedoen nie. Onthou jy dat ek vanmorgen gepraat oor is, the move is on. I can hear the rustle in the mulberry tree. Hoor gou hier so, ek wil weer vir jou lees. Hy sê, when you hear the sound of marching in the tops of a mulberry tree. Nou ek het het nou as pris gesplit. Ek het in die vers, het ek ander verse ingesit. Because there's going to be a march that no demon in hell can stop. En is geprofeteer in Jesaja 63 vers 1, sê die Ramos. Hoor wat sê Jesaja 63 vers 1. Dis 'n favorite ene. En die duivel sidder vir dit. As jy weet dat weer daar aankom uit Edom. Hoor wat sê? Hy sê, met bloedrooi klere uit Bosra, prachtig is sy gewaad, agteroor gebuig vanweë sy eie sterkte. Dis God van hemel en aarde. Kan ek gou vir die kerk sê, dat God is betrokke in jou geveg, hoor. Daarom sê God, die geveg behoort nie aan jou nie, dit behoort aan my. Maar as daar iemand is, wat hulle hand op jou slaan, op jou slaan, op jou slaan, op jou slaan, God staan op, sy eie krag druk hom terug, wat God sê, ek gaan hierdie ding nie dood nie, die duivel sidder, die Bybel sê, dat die duivel sidder, maar as God praat, dan lam die takbok, die sederbome val, en God sê, ek gaan jou uittrek, soos 'n brandhout in die vuur uit. Kan iemand net die Here prys? Weet jy wanneer preek ek lekker? Wanneer ek voel hoe klop my hart. En dan woef, 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 woef. Maar my lichaam, vanavond, ek kry so lekker. Ek so lekker kry. Ek dink hy Gabriel vang so lekker. Wat sê jy, André? En hy Michael sê, hey, hier kom ek. Man, hy Gelman is alweer vanavond so, dit is lekker. En ek hy veel lewe weer sê, hy is heilig. Kan ek van ek gaan vlieg? Hy is heilig. En jy sit op die stoel doodstil. Is daar nie iemand wat wil iets doen nie? Is daar nie iemand wat wil spring nie? Is daar nie iemand wat iets wil doen nie? Halleluja! Dis lekker! Glory to God. Ag sê maar amen, jy het al 100 gram verloor. Vanavond. Ek gaan verder. En hierdie ding het ek nie vanmorgen gesien nie. In die vers van, if you hear the rustle in the mulberry tree, van 1 Samuel 5:24. Die Amplified sê my mooiste. Hy sê, when you hear the sound of marching in the tops of the mulberry tree, wat het sê? Stir yourself up. Heerlijk. Hoe klink dit? David was op sy beste plek. David encouraged himself. As jy net kan function, as mense jou complimenteer, dieselfde ouens wat die palmtakke voor die eerstes neergeleid, was dieselfde ouens wat geskree het, kruisig om. Pas op iemand wat jou op 'n pedestal sit, wat gewoonlik hy wat jy daar sit, kom hou jy op jy af. Maar David sê, lead me to a rock that is higher than I. Oh
Moses sê, laat ek net op die rots staan. En wie wat sê God, hy is so awesome. En God sê, hier is plek vir jou op die rots. Kom staan hier by my. Halleluja. Ag, wie van julle wil, so in die gees, in die glorie, as jy voel, Here, ek is so naby aan God vanaand, halleluja. Ek is so naby, Here, baie dankie, dat U roep my om aan 'n rots te sit, halleluja. Dankie vir die skeur in die rots, halleluja. En my Here, as jy stir jouself af, halleluja. Ek het al gepreek, André, maar ek like jou, want die lekkerste preke wat ek gepreek het, is wat in die hel los is. Ek het 'n spieël daar in die huis, dan gaan staan ek voor hy spieël. Daar was 'n tyd as ek verby hom loop, ek kry myself so jammer, ek kry myself so jammer, en dan lei ek voor hy spieël, tot die dag, wat ek 'n bottel olie in die hande gekry het, en ek salf myself voor hy selfe spieël. Ek sê, luister op, Kelvin, jy kry jouself reg. Nou so rukkie terug, bel hulle my so, is wat des, 3 jaar, 4 jaar, bel hulle my, en hulle sê vir my vrou is in die hospitaal, met 'n ding in die rug, en sy bel my, sy sê my skat, sy huil, ek is daar by die 7 kilos in die hospitaal af, my gemeente weet het, is hier, as jy die rams, jy kan nie aan my, as my vrou nie lekker is nie. En ek is stil, en ek dink jy, daar is 2 of 3 wat geweet is, sy is in die hospitaal, en sy bel my, sy sê my man, jy moet kom, ek sê, wat is goed, sy sê die dokter was, het so toets gedoen, ek het kanker in my rug. En wie gaan staan voor hy speel, en dan begin ek huil, ek weet ek vir myself, ja maar kan nie pastoor, ek kan nie kon huil gegaan nie, maar al wat ek weet, ek het vir die Here gesê, Here, hoe kan ek hierdie goede spreek, en het werk nie in my eie lewe nie, Here, jy weet die prys wat ons betaal, 18 jaar terug, toe verkrag hulle my gestremde dogter, en hulle dag, ek het my broer begrawe die dinsdag, pastoor André Gelvin, op die ouderdom van 46, toe begrawe ek my broer, Vrydag toe ontdek ons, dat my dogter is verkrag deur 2 manse, Sondag, toe sit ek agter my kansel, toe preek ek hel en brimstone, en hekse sit in die kerke, en hulle wil ons uithaal, daar is 'n rede, hoekom daar 'n veldtog deur jou naam is, en ek wil vir jou sê, en ek staan en I stirred myself up, en I stirred myself up, ek sê, Here, ek kan nie eens, weet jy wat, die ergste ding is wanneer jy vir mense vra wat vir jou bid, en hulle kom nie eens kerk toe nie, so gaan nie vir my bid nie, hoor. Sorry hoor. Hy mis die bidure, hy kom 1 keer in 'n maand in die kerk, nou wil hy vir jou bid. Hy can never be your saving grace. Kry 'n vuurvreter om vir jou te bid. Want jou nie gaan simpatie gee nie, maar hulle gaan vir jou bid. En as hulle vir jou sê, hulle gaan vir jou bid, dan ruk hulle die sak en die as uit, en hulle roep tot God antwoord. En iets gebeur, en ek ster myself op, en ek klim in hy kar en ek jaag hospitaal toe. En toe ek by die hospitaal kom, sy sê, luister, jy kan nie nou inkom nie, hulle is besig, dit, en ek kom by die hospitaal, en ek het 2 intercessors gebel, wat ek vertrou het daai tyd, ek bid het saam my, en toe wil ek ry, en toe ek so by die hospitaal ingaan kom, wat ek in die kar uit wil klim, toe bel Desiree, sy sê my mas, toe klik sy sommer anders, ek sê, wat is nou fout, sy sê, jy gaan nie geloof nie, jy sê nie, die dokter het teruggekom, hulle het 'n fout gemaak, die diagnose, dis nie kanker, en dis 'n cyst, dis 'n harmless cyst, ag nee, luister, jy verstaan nie, gewoonlik moet hulle nog toetse doen, en jy wacht nog 2 weke, en dan sy 2 weke voes is 2 jare, hy word nie, verander in 15 minute, draai God 'n vloek en 'n seën, en 'n verleentheid en 'n geleentheid, wie is daar, wie daar kom uit Bosra, agteroor gebuig, van wie is hy in sterkte, dis hy, halleluja, wie jou vanaand aktiveer, met die bonatuurlike, halleluja, dis hy, en daar sit sy, chickies is altyd, Here, hier is lekker, ek hoop as my job in die hemel, ek kan nie niks doen nie, halleluja, oor gee so, pastoor, ek gaan 'n paar geskep, ek voel die Here gaan werk, ek wil net so 1 of 3, kan ek nog so 1 of 2 goed sê, ek gaan sommer 3 bladsye nou skep, ek hou nou so lekker kerk, Jesus, my hart maak en ek so woef lekker kry, eendag sê pastoor vir my, jy sê moet stadig, jou hart gaan nog staan, ek sê net af, ek het die hart, ek het 'n generator, luister, yes, ek het vanmôre, toe ek sê, die koning, het toch 1 skuif, mag jy saak wie jy is nie, mag jy saak waarin jy is nie, God het toch altyd 'n skuif met jou, hy sê vir Moses, wat het jy daar in jou hand, hy sê, of wat ek het, is 'n kromstok, en is asof die Here sê dit, ek sê nou maar net asof hy sê,
Ek sal hom reguit hou met 'n kromstok. Ek gaan nou iets doen wat ek baie moeilik doen. Dis om kalm te bly. Jesus ry op 'n esel. En sy destinasie is 'n besoedelde tempel. Hy gooi die palmtakke voor hom neer. Die klere lê in die pad. En hy stop op 'n kol. Gaan lees, dit is een van die ander evangelies. En sy skouer ruk. En terwyl almal rejoice, ween Jesus. Jerusalem. Jerusalem. Hoeveel maal wou ek julle met mekaar maak? Soos 'n hen. Haar kykens. Maar die gunstige tyd, toe ek jou besoek het julle nie opgemerk nie. Want jy sien, al wat Jerusalem sien, is hom op 'n esel. Hy sien 'n paar jaar vorentoe, waar die Jerusalem se deure gesluit gaan word. En jy sê, pastoor, wat se relevantie het dit vanmôre, of vanaand? Ek wil vir jou sê, die kerk sal weer moet bekommerd raak oor die kerk. Partykeer dans die duiwel saam met ons. Want hy jou net waar hy jou wil hê. Because you're trying to rebuke demons on a Sunday, you are praying with on a Monday. Dat ek jou die ander kant van die supernatural vir jou sê. As jy jou het, los hy jou nie. En hy sê jou dat sleg voel oor die sondes waarmee jy besig is. Want God wil 'n remnant gebruik wat weier op stil te bly. My eerste gemeente, man, ons was ons 20s, Christus eerste gemeente, en een van die prominente kerke, die grootes in die dorp, Pinksterkerk. Ek stop daar by Spar, die dag. Nou boot af, had het net 3 robotte gehad. Toe hulle groen was, het die ander beeste dit opgevreed. Dit een het gewerk, in die hele 8 jaar wat ek al was, want dit een robot gewerk. Daar was 2 spitkops soos daar gekom het, in begin 96, en die een was in die tronk. En ek sit in die kar, en hier is 'n klop op my venster. So. Ja, maar is 'n groot ou. Maak die venster oop. Maar hy staan teen my deur. Hy druk sy hand so my venster en hy sê, ek gaan nou maar sy naam gebruik. Maar gewoon as ek name gebruik op livestream, maar kyk daar ou. Hy sê, my naam is Jan Wagner. Hy sê, die nuwe pastoortjie op die dorp. Ek sê, ja. Hy sê, ek en jy verstaan mekaar vandag. Ek los jou mense, en jy los my mense. Het jy my? Hy sê, want ek werk al 25 jaar vir hierdie kerk. Ek wip my terwyl ek sit. Ek sê, dis die verskil tussen my en jou. Hy sê, wat is dit? Ek sê, jy werk vir die kerk, ek werk vir God. En ek sê vir hom nie dan. En ek sê my hoor vandag, as hy honger is, ek ruk 'n skaap so vinnig dat die draad die wol se dees vas sê. Maar ek gaan niemand wegwys nie. Ek het al prostituie gehad wat in die kerk sit, en die Here het hulle ook gered. God maak 'n prostituie protestant, né? En die Here draai 'n ding om, en hy maak 'n stikkende mense, jou mense, en 'n gebroke mense, en 'n vrou wat bloei, hou op bloei, en 'n vrou wat stikkend is, maak hy heel, en 'n man wat wil opgee, gee nuwe moed en nuwe krag. En praat ek van die regte God, as julle hier, hoor baie mooi. En moenie onderskat wat God vir jou in 1 dag kan doen nie, hoor. In Johannes 11 is Lazarus 4 dae dood. Amen. In Johannes 12 eet hy saam met
van Jesus se feesmaal. Ag nee, jy het dit gemis hoor. Ek sê Johannes 11, is hy dood 4 dae. Hy vrot soos 'n ou konyn en die volgende dag sit hy saam met Jesus en hy eet saam met Martha. Ek wil vir jou sê, if God activates you in a supernatural as an end time remnant, God trek jou uit. Halleluja. Halleluja. Wie van julle wil uitgeruk word? Sê Here, ruk my uit. Mag God ons help dat hy ons uit tradisie sal uitruk. Van sing net 3 koortjies, preek het 25 minute. Ek dink ons het 1 keer hierdie naweek onder 2 ure kerk gehou nie. En ek het dit nie eens gevoel nie. En van julle almal moet ek dit voel. Maar ek het dit nie gevoel nie. Ek gaan net so skiep, pastoor. Hoor gee so. Hy kom vir 'n army. En hy kry dit nie. By Adam nie, en hy kry dit nie. Hy kar sê dit amen hoor. Hy mense wat die kerk toe kom nie, hoor hoe lekker oor hy kar kerk. Hoor gee so. Ons spreek, Jesus spreek dat visse van offerandes bring. Ons spreek net dat die karrelaarms afgaan. Die Here is besig. Halleluja, halleluja, word goed so. En hy kry nie weermag nie. En hier is die ding. En hy kom. And in many ways, Jesus proved that the real reason for his coming to earth was to restore the glory. Amen. Amen. And activate remnants. En weet jy wat doen hy? Hy is so 'n groot God. Sy ryding was 'n esel, sy kroon was 'n doring, sy kleed was geskeur, sy baard was uitgeruk, sy bed was 'n kruis, sy voete was meters van die aarde afgelig. En die strategie van die vyand Vrydag aand, lift Jesus higher, is kry sy voete in die lug. Want solank as wat Jesus se voet op die aarde was, het Jesus geheers. Kry sy voete af, dan wil ek heers. As stupid can you get. Yes, ek hou van hierdie goed, ne? Maar, as die duiwel ooit 'n fout gemaak het, lig sy voete, doen al hy goed. Hy moes Jesus nooit laat bloei het nie. Want toe sy bloed die grond slaan op Golgotha's heuwel, en hy sê tetelestai, toe skeer die voorhangsel. Toe skeer die voorhangsel. En die Bybel sê, en dooie mense staan uit die grafte uit op, en dood verloor sy greep, as 'n bevestiging, wat het reeds in die doodryk begin plaasvind, toe staan dooie mense op. Nou Pastor Raymond, jy het 'n pragtige plek waar jy daar bly, en Pastor, jy het ook 'n awesome plek, en dit is 'n mooi dorp, ek hou van Naboomspruit, hoor, maar ek wil julle vertel, as hier vanaand grafte oopgaan, gaan jy my potties nou kry, ek gaan hardloop. Ag nee, kom, jy kan jou baie heilig hou. As jy daai blommetjies op daai kus sit en jou ouma vat die blomme aan. Nee. Like byvoorbeeld, I will not be there. Verstaan jy? Verstaan? En hier staan dooie mense op en dit is chaos in Jerusalem. Dis tyd. Weet jy wat hy beskoon sy enige preek? Hy sê as jy dood van Jesus soveel krag gehad het, kan jy imagine hoeveel krag was in sy opstanding. Amen. En in 2 verse in Johannes staan dooie mense vir 3 dae leweloos. Hulle breek die grond, die klei te breek, hulle staan kies regop. Dit lyk soos 'n weermag. Wat toe Jesus die 7 seels breek, wat aan die klip was aan die buitekant, that is supernatural. Jy sê die Here, I am creating an army. Ek is klaar met springkane wat in gelid bly, want ek kan my vinger nie op mense die is te onbetroubaar. En hier het vanmôre 'n vrou op en af loop, en nou dieselfde kant nog heeltyd op en af. I just love it. Pastor, hulle gaan inkom, hulle gaan inkom, en luister baie mooi, ek wil gooi die bevestiging maak klaar, ek is klaar, né? Ek is ook klaar, hoor gou so, en dooie staan op, en toe Jesus die engel die klip wegrol,
toe kom daar lewe, opstanding. It's the same spirit that rose Jesus from the dead, dwelling you, it will quicken your mortal body. En daai dooie mense, sê die Bybel, klim in die grafte uit, en hulle gaan getuig in Jerusalem. Ek beloof hulle vir jou, die Here hoor vir my, Sabbath of the night, as my deur oopgegaan het, ek harte vir jou deur aan die ander kant uit, dan hulle sal met my toepluister, ek sal hardloop, ouens, ek is bly ek leef vandag. Maar hoor gebaie mooi, daar is krag. Wie is hy wie daar aankom uit Bosra? Agteroor gebuig. En ek sê, Here, wat wil die sê? Die Here sê, ek het 'n weermag. Ek het 'n nuwe een gekry. Ek sê, Here, wie is hulle? Hy sê, dis hulle wie ek saambring in Openbaring 19. Wil jy gehoor? Hy sal kom op die wolke. Ja, dis seker. Elke menslike oog sal hom saam met hom verlostes. Ek kan nie glo that I do not believe. And angels were never called saved. Engele is nie verlostes nie. As die verlostes huis toe gaan, as die verlostes huis toe gaan, o Here help my, dat ek kan, nou sê daar Openbaring 19, toe ek die hemel geoop het gesien, en daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit, word genoem getrou, waaragtig, en hy oordeel en voer oorlog en geregtigheid, en sy oë was soos 'n vuurvlam, en op sy hoof was daar baie krone, en hy het 'n naam wat geskryf is, wat niemand ken nie. Wie sit op daai perd? Wie sit op daai perd? Jesus, dis Jesus, né? Hy sê, en hy was bekleed met kleed, van wat in bloed gedoop is, en sy naam is die woord van God, en die leers, die verlosters in die hemel het hom gevolg op. Jy het in jou lewe nog nooit vir my 'n engel gewys wat 'n perd ry nie. En God het 'n nuwe weermag. En hier sit hulle. Hier sit hulle. Maar iets moet gebeur, pastoor, en as ek eendag kan ek daaroor preek, hoor. In orde om saam met hom terug te kom, moet ons een of ander tyd eers gegaan het. Hallo? In orde om saam met hom terug te kom, beteken ons moes eers gegaan het. Nou gaan lees maar, ek kan nie daaroor praat, dit het nou nie met die supernatural vanaand te doen nie, gaan lees maar Openbaring 4 vers 1, dan gaan jy verstaan wat ek sê, in 2 Tessalonisense, hy sê, dat die teehouer moet uit die weg geruim word, die seun van sonde, wie is die mens van sonde? Dis die antichrist, daar is baie antichriste onder julle, sê die woord van die Here, maar die antichrist moet nog geopenbaar word, en weet jy wat, hy kan niks doen, terwyl die remnant op die aarde is nie, dis so baie krag en mag, daar in die remnansie is, die bloedgewaste kinders van die Here, is deel van die teehouers, en die antichrist kan nie geopenbaar word nie, en ek sê dit sommer net vir jou, net omdat ek jou like, wie breek die 7 seels? Jesus. Wat gebeur as hy die eerste seel breek? 'n wit perd, 'n rooi perd, 'n vaal perd en 'n swart perd. Weet julle dat die wit perd, die rooi perd, is alles 'n tipe van die antichrist, 'n verskillende fase. Hy kom eers in vrede, en dan is daar oorlog, en dan is daar hongersnood, en dan is daar, luister, en hy kan nie kom terwyl ons hier is nie. Wie aktiveer die groot verdrukking? Jesus Christus, wat later gaan kom op 'n wit perd, met sy weermagte, sy leerse, and that's the blood-bought church of Jesus Christ, wat saam met hom gaan terugkom. Ouens, as ek nou daarin gaan ons 5 ure kerk hou. Ek wil gou vir jou sê, who wants to be part of the elect? Wat sê julle? Baie dankie, ons kan maar gou hier afsit, asseblief.